Hallo julle, hierdie is ons eerste video oor graad 11 trigrafieke. Maar ek gaan jou eers net 'n bietjie herinner, wat het jy reeds in graad 10 geleer? As jy niks van die graad 10 grafieke kan onthou nie, gaan asseblief terug na die graad 10 video's en kyk daarna. Reg, kom ons val weg. Jy het geleer dat die standaardvorm y is gelyk aan a sin x plus q is, of a cos x plus q, of a tan x plus q. Nou, kom ons kyk eers na die singrafiek en die kosgrafiek. Wat ek hier geteken het, is net y is gelyk aan sin x, 1 sin x, en y is gelyk aan 1 cos x. Want dit gaan jou herinner, hoe lyk 'n singolfie? Singolfie begin daar by die oorsprong, en dis belangrik dat jy dit weet, en dan lyk hy soos 'n S, so snaakse S. Goed, die kosgolfie weer lyk weer soos 'n bakkie. Jy kan sien, dit pas mooi by die kos, om 'n bakkie te hê. En dit is waarvoor jy altyd moet uitkyk, wanneer jy besig is met 'n sin en 'n kosgrafiek. Verder stop die grafieke nie hier by 360 grade nie. Hulle herhaal vir ewig na die regterkant en ook na die linkerkant. Hier ook, het gaan aan en so aan. Goed, vir die grafieke wat hier geteken is my definisieversameling. Onthou, definisieversameling is my x-waardes. Is van 0 tot by 360 grade. Nou my waardeversameling weer is my y-waardes. So om my waardeversameling te kry, kyk ek wat is my kleinste y-waarde, en dit is min 1. Ook vir die kosgrafiek sien jy die kleinste y-waarde is min 1. En die grootste y-waarde is plus 1, en ook hier vir die kosgrafiek. So dit beteken y lê tussen min 1 en 1. Ek wil dit 'n bietjie meer probeer verduidelik. As ek hier 'n lyn gaan trek, ek trek hom nou op verkeerde plek. Ek wil hom trek op y gelyk aan min 1. Kom ons gaan net gou gaan kyk of ek dit kan regmaak. Kom lyn. O nee, die lyn wil nie kom nie. Daar is hy. Daar is y gelyk aan min 1. En dan gaan ek nog 'n lyn trek en ek gaan daardie lyn sit by y gelyk aan plus 1. Nou wil ek hê dat jy moet sien dat die hele grafiek tussen daardie twee lyne lê. So y-waardes bly tussen min 1 en plus 1. So my waardeversameling gaan wees vanaf min 1 tot by plus 1. En presies dieselfde gebeur hier. As ek hier 'n lyn het en daar 'n lyn het, is my kosgrafiek ook tussen daardie twee lyne. Reg, kom ons gaan na amplitude toe. Nou, amplitude is die afstand wat jy op en af beweeg vanaf die middel. Nou, omdat ek nog niks bygetel het nie, ek het nog net 'n y is gelyk aan sin x hier, is my middel op die x-as. En dan kan jy sien, beweeg ek 1 eenheid op hier, en 1 eenheid af daar. Dieselfde, ek beweeg 1 eenheid af, en van die middel af 1 eenheid op. So vir hierdie grafiek is my amplitude 1. Dit is omdat ek y is gelyk aan 1 sin x geteken het, of y is gelyk aan 1 cos x, want daardie getalletjie voor die sin x, die koëffisiënt van die sin x of die cos x, gee vir my die amplitude. So as ek sou teken 2 sin x, dan gaan die amplitude 2 wees. 'n Mens moet net 'n bietjie versigtig wees as ek sou gaan teken min 3 cos x.
dan kan ek nog steeds sien my amplitude is 3, maar dis nie min 3 nie, want amplitude is 'n afstand en daarom altyd positief. Goed, maar vir die twee grafieke wat ek geteken het, was die amplitude 1. Die periode, nou daar moet jy onthou, 'n singolf, daar is my volledige singolf, en hierna gaan hy hom herhaal, en dit hou aan vir ewig regs, dit hou aan vir ewig links. So, hoe lank vat dit om een volledige singolf te teken? Presies 360 grade. En dis ook so vir my kosgolf, want hier is 'n volledige een, en dan begin hy homself herhaal. Om 'n volledige kosgolf te teken, was 360 grade. Goed, kom ons gesels oor die pluskie wat hier is. Nou dit beweeg die grafiek op of af. En natuurlik gaan dit my waardeversameling beïnvloed, want as ek hierdie hele grafiek opbeweeg, dan gaan my laagste punt en my hoogste punt ook opbeweeg. Maar dit gaan nie die periode of die amplitude beïnvloed nie, want die middel skuif ook op en amplitude is die afstand vanaf die middel. Goed, kom ons kyk nou na tan x. Nou tan x werk 'n bietjie anders as sin x en cos x. As ek het y is gelyk aan tan x, dan is die eerste ding waarna ek moet kyk, my asymptote. Nou onthou, 'n asymptoot is 'n reguit lyn, wat so is, dat die grafiek al hoe nader daaraan beweeg, maar nooit by dit uitkom nie. Nou hier het ek my twee asymptote, daar by x is gelyk aan 90 grade, en jy kan sien hoe die grafiek al hoe nader en ook van hierdie kant af nader en nader beweeg, maar het raak dit nie. En dan my ander asymptoot is hier by 270 grade. As jy in jou rekenaartjie gaan druk, y is gelyk aan tan van 90, gaan dit vir jou 'n fout gee, dit gaan sê error. En dit is omdat tan nie gedefinieer is in 90 grade nie. So my asymptoot is 'n reguit lyn. En hierdie is twee vertikale reguit lyne. So die vergelyking gaan wees, x is gelyk aan 'n getal, en die getal is waardeur gaan ek by die x-as. So hierdie eerste een is x is gelyk aan 90, en die tweede een is x is gelyk aan 270. Dis 'n vreeslike algemene fout om net te skryf 90 of 72. 270, en dan gaan jy geen punte kry nie, want 'n asymptoot is 'n lyn, is baie belangrik, is 'n lyn. So jy kan nie 'n getal daar gaan neerskryf, jy moet die vergelyking van 'n lyn neerskryf. Goed, ons definisieversameling. Nou ja, ons weet, definisieversameling is altyd my x-waardes, en weer eens is ons net geskets van 0 tot by 360 grade, maar ek kan nie soos by sin en cos sê, dit is my definisieversameling nie, want ek het asymptote. Onthou jou definisieversameling, moet jy altyd kyk na jou asymptote, want die grafiek kom nooit daarby nie. So daardie x is gelyk aan 90 grade, is nie deel van die definisieversameling nie. So x is ongelyk aan 90 grade, en ook kan x nie 270 grade wees nie. Dan my waardeversameling. Nou my waardeversameling is al my y-waardes, en y is 'n element van wat? Nou,
as jy kyk, hierdie is 'n volledige tandgolf. Ek het vergeet om hom te highlight. Kom ons vat maar 'n rooi een. Daar is 'n volledige tandgolf en hy gaan vir ewig boontoe en hier ook vir ewig ondertoe. So Y is 'n element van R. Nou ja, ek het amplitude hier neergeskryf, doelbewus, maar ek weet dat 'n tandgrafiek nie 'n amplitude het nie. Nou, hoekom het dit nie 'n amplitude nie? Want amplitude vertel vir my van die middel af, wat nou hier op die x-as is. Hoe ver gaan ek op? En ek weet glad nie, want ek gaan vir ewig op. En hoe ver gaan ek af? Ek gaan ook vir ewig af. So ek kan nie praat van die amplitude van 'n tandgrafiek nie. Maar wat is die rol van daardie A dan? Jy sien, tan van 45 grade is 1. So, as ek teken net tan x, as ek net teken y is gelyk aan tan x, en ek kyk na wat gebeur by 45 grade, dan is y gelyk aan tan van 45 grade en dis 1. En daarom gaan my grafiek hier by 45 grade 'n y-koördinaat van 1 het. As ek sou teken y is gelyk aan 2 tan x, dan sal my grafiek by 45 grade 'n waarde van 2 het. So op 'n manier gee daardie waarde vir my wat gebeur by 45 grade. Nou moet jy net onthou dat ons grafiek ook nog op en af geskuif kan word en jy moet dit in ag neem wanneer jy kyk wat gebeur by 45 grade. Goed, laastens die periode. Nou die periode van 'n tandgrafiek is 180 grade. Ook anders as dit van 'n sin en 'n kos. Want ek het nou al gesê, hierdie is 'n volledige tandgolf. En dan begin hy homself herhaal. Kan jy sien, hierdie deel herhaal hier. En as ek meer sou teken, dan sou die grafiek hier aangegaan het om 'n volledige tandgolf klaar te maak. Hier in die begin is soort van die laaste deel van die grafiek. Daar is hy. En as ek nou die negatiewe rigting aangegaan het, sou dit hier gelyk het. So, ek werk net vanaf 90 grade tot by 270 grade om 'n volledige tandgolf te teken. En dit is van 90 tot by 270 is 180 grade. Goed, volgende keer kyk ons na graad 11.